Goeiemôre, almal hier teenwoordig. Julle moet aan my naby voorkom sit. Dit voel of jy naby daar in die hemel is. So mooi sing hierdie mense. Dit klink soos engele. Dankie julle. Ja, welkom hier by Wapperstrand se erediens. Almal hier teenwoordig, ook almal wat aanlyn ingeskakel is, wat dit of nou of later gaan kyk. Ons is altyd bly dat mense deel is van ons eredienste. My naam Gawie Jooste, ouderling aan diens. So as jy met my wil gesels. Gewoonlik is ons daar agter, die mense wat saam met my aan diens is, tweede diakens, Karel Jonker en Louis van Heerden. Meeste van ons dra nou deesdae hierdie papiertjie as ons aan diens is. So as jy so iets raak sien, dan kan jy maar vir daai een persoon iets vra. So vra maar as jy vrae het of as jy met ons wil gesels. En julle sien ons het weer 'n viering vanoggend hier ook. Is hier enige nuwe besoekers of nuwe lidmate hier teenwoordig? Niemand net nie, maar ons wou spesiaal welkom gesê het, maar is reg, dankie. Ons dan vra dan vir die mense in die datakamer, ons het vir Nico wat op die video en ons het vir Dylan wat vir ons die klank hanteer, dat hulle vir ons die nuusvideo kan speel. Goeiedag, welkom by Wapperstrand se gemeente nuus. Daar is vandag 2 eredienste, om 8:30 en 10:00. Beide dienste word gelei deur Dominee Marcel Floor. Die liefdegawe word verdeel tussen emeritaatsversorging en barmhartigheid. Die inrig van die kuierarea, fase 1, het nou afgeskop. Besoek gerus die inligtingstasie in die saal, om te sien watter fases, wanneer geïmplementeer word, hoekom dit gedoen word en waar jy kan help. Ons is opgewonde oor die kleingroepleierkursus vir nuwe sowel as bestaande kleingroepleiers. Dit vind op 2 November 5:00 in die kapel plaas. Ons nooi jou hartlik uit na die dankbaarheid en getuienisaand op 25 November 18:30 hier by die kerk. Deur gebed, getuienis en lofprysing hoor ons hoe God gewone mense gebruik om buitengewone dinge te bou. Het God iets besonders in jou lewe gedoen? Ons nooi jou uit om jou getuienis te lewer. Dalk het God iemand gebruik om jou aan te moedig en jou geloof te versterk. Kom sê dankie en deel jou getuienis. Stuur jou naam en 'n kort opsomming na Magda teen 15 November. Op 30 November vier ons Geesfees. Vanjaar deel ons vrug met die kinders van Kameelfontein en Sunrise Naskool. Aan die vrugteboom in die portaal is daar pakkies met vrugte. Daar is 2 pakkies vir elke kind. Dit beteken dat al die pakkies geneem word sodat elke kind sy sakkie toiletware kan kry. Daar is ook vrugteslaai koevertjies beskikbaar. Neem asseblief een en plaas 'n donasie daarin en gooi dit in die liefdegawe sakkie. Op 10 November koop ons die kinders se rugsakke en onderklere daarmee aan. Het jy 'n geloofsvraag? Stuur 'n kort beskrywing na Louise by die kerkkantoor. Een van die predikante sal 'n 1 bladsy toerusting daaroor skryf en ons sal dit in die e-nuus en op die webblad plaas. Baie dankie vir jou tyd. Tot volgende keer. Dankie julle, en niemand sê ooit vir die vrou, die stem agter die video, dankie nie, nee. Ilda van der Merwe wat vir ons dit weekliks maak. Dankie Ilda. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan Marcel by my oorvat. Here God, almagtige Vader, ons roep U aan in gebed uit dankbaarheid. Ons sê dankie Here dat U ons hier byeengeroep het. Ook hulle wat later inskakel of op ander maniere hierdie erediens gaan volg. Here, dat U ons so deur U Gees roep en motiveer om wel U eredienste by te woon. Daarom sê ons ook dankie dat U ons hierdie geleenthede gee, maar dat U ook hulle roep en voorberei om vir ons die woord te bring. Daarom weet ons kan ook so vir Dominee Marcel in ons gebed aan U opdra, sodat die woord wat hy spreek van U af sal kom. Here, maar dat ons dit nie net sal hoor nie, maar dat ons dit sal uitdra na buite in U koninkryk op aarde. Daarom, Here,
Sê ons dankie dat ons U kan kom loof en prys, dat ons U kan kom aanbid, en dat ons nou tydens die erediens ook so uit U woord kan leer. Daarvoor sê ons dankie. Amen. Dankie Marcel. Goeiemôre, ons sê vir almal baie hartlik welkom. Wat so groot voorreg is dit om vanoggend ook so saam ons Here te aanbid en saam na sy woord te luister. Kom ons hoor gou, wie verjaar vandag? Enige hande? Iemand wat die week verjaar? Dit kan nie wees nie, daar's baie. Goed, maar as jy dalk saam luister of as jy nie jou hand gesien het nie, baie geluk met jou verjaardag en mag die Here jou ook wonderlik seën hierdie jaar wat voorlê. Dan ons laerskoolkinders wat nou nie Vrydag aand hier was nie, hulle het behoorlik uitgemis, hoor. Hulle het behoorlik hierdie terrein vol bekruip. Was groot pret gewees. Dan wil ons almal maar net ook herinner aan die inligtingstasie oor die nuwe kuierarea. Julle sal ook sien, daar's dinge besig om te gebeur daar in die saal. Gaan kyk 'n bietjie mooi na die diens, na die inligtingstasie en die fases. Ons is nou besig met fase 1 en hoekom ons dit doen en ook hoe jy ons kan help. Ons sal dit waardeer. Dan wil ek graag vir die graad 7's. Vanoggend is 'n spesiale dag vir julle. Vra om hiervoor op die verhoog te kom staan dat ons almal sien hoe mooi lyk julle. Nico, daar's 'n skuifie ook vir die oorgangsviering, oor daar is hy. Jy kan maar skuif, ja. Die Here het ons gemeente wonderlik geseën met 'n klomp pragtige graad 7's. Sê vir die Here daarvoor baie dankie. Nou graad 7's. Julle staan op die vooraand van julle hoërskoolloopbaan. Kan julle dit glo? Sjoe, nee. So vir julle wag nou die volgende stukkie pad van julle lewensreis. En ja, die hoërskool is seker een van die lekkerste stukkies pad van 'n mens se lewe, want daar is so vol nuwe dinge, nê, en nuwe geleenthede. En 'n mens is lekker jonk, nê. Ek glo julle sien baie uit. Ja, en dalk wag daar vir julle nuwe vriende en dalk selfs 'n nuwe liefde, nê. Ons is saam met julle en julle ouers baie opgewonde. Ek weet nou nie of die ouers altyd so opgewonde is oor die nuwe liefdes nie, maar ons is saam met julle opgewonde. Nou moet ons net onthou, die hoërskoolpad is ook 'n pad waar daar ongelukkig ook baie versoekings is. En daar is dinge wat gebeur wat 'n jong mens se lewe ook vuil kan maak. En daarom wil ek graag vanoggend net hierdie een vers vir julle lees, dat julle dit ook kan saamvat. Psalm 119 vers 9 is: hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan u woord. Mag die Here en die woord van die Here, dan hoor die Bybel, mag dit ook elkeen van julle se kompas wees, wat vir julle die rigting wys, ook hierdie pad in die hoërskool, ook as julle voor moeilike keuses te staan kom. Nou graad 7's, ons gaan nou vir julle seën, en ek gaan maar vir die gemeente ook vra, as julle wil, kan julle ook saam met my julle hand uitsteek in 'n seëngebaar, met hierdie volgende woorde. Die Here is voor jou, om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou, om jou in sy arms toe te vou. Die Here is onder jou, om jou te dra, as jy soms mag val. En die Here is rondom jou, om jou te beskerm. Die Here is bokant jou, om jou te seën. Die Here is in jou, om jou te lei
deur sy Heilige Gees. Die Here se woord is saam met jou, as jou kompas om vir jou die rigting te wys. Die drie-enige God is by jou, nou en tot in ewigheid. Amen. As julle nou afstap, dan gaan ons vir Edel vra om vir julle elkeen as 'n geskenkie van ons gemeente 'n kompas te gee. En hy werk regtig. Dis 'n goeie kwaliteit kompas om ook vir jou te herinner dat die Here se woord, die Bybel, is jou kompas, ook vir hierdie stuk van jou lewenspad wat vir jou voorlê. Dankie julle. Ons begin vanoggend ons erediens met hierdie woorde uit Habakuk 3 vers 2. Here, ons het gehoor wat van U vertel is en ons is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat U dade ook in ons tyd ervaar word. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy heerlike seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan prys ons Here met ons hele hart met die volgende 3 liedere. Let's go.
Ons gaan vanoggend ons geloof saam bely met die woorde van Skrifbereiding 12. Dis 5 verse. Ons gaan as gemeente vers 1 saam sing, dan sal ek vir ons vers 2 lees, en dan sing ons weer vers 3 saam, en dan lees ek weer vir ons vers 4, en dan sing ons weer almal saam vers 5, as ons gesamentlike geloofsbelijdenis. Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria uit die maagdelike skoot. Wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel. Met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Dankie julle, ons kan maar sit. Julle kan ook maar gaan sit. Het was baie mooi gewees, waardeer. Ons gaan nou saam luister hoe Paulus in die brief van die Romeine vir ons die wet van die Here opsom. Ons lees vanaf Romeine 13 vanaf vers 8. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam.
Here, ons hoor wat U vra. U vra eintlik net liefde. En tog is dit iets waarmee almal van ons sukkel. Net om lief te hê. Vergewe ons vir ons gesukkel. En laat U liefde ons al hoe meer dring om ook vir mekaar regtig lief te wees. Here, U ken elkeen van ons se omstandighede. U weet, sommiges van ons beleef op die oomblik groot vreugde en vrede en sukses. Maar daar is ander van ons in wie se harte dit vanoggend storm. Here, ons bid dat ons almal hier, en elkeen wat ook saam luister, dat ons U self nou sal beleef. Laat ons iets van U krag beleef, U wonderlike teenwoordigheid, U genade. Here, ons bid dat U vanoggend elkeen se behoefte op 'n spesiale manier sal kom aanraak. Here, kom werk deur U krag in ons, U krag wat lewe kan bring in doodsituasies. Kom raak ons aan. Vader, ons bid vir almal wat swaar kry, watter manier ook al. Almal wat moedeloos voel. Die wat selfs hoop verloor het. Here, ons weet, U kan sake verander. U het al soveel keer deur die eeue gedoen en ons lees ook soveel keer daarvan in U woord, die Bybel. Here, en U is nog altyd dieselfde God. Het nog nooit verander nie. Here, en daarom pleit ons ook by U vir herstel en vir genesing in ons eie lewe. Ons vertrou U en ons vertrou ook U wil vir ons lewe en U tyd. Vader, en as ons nou saam gaan kyk na U droom vir die huwelik, dan bid ons, Here, dat dit nie ons gedagtes of ons idees oor die huwelik sal wees nie, maar dat U self aan die woord sal kom. Kom breek vir ons U woord oop vanoggend deur U Gees. En kom verander ons ook waar dit nodig is. Here, laat hierdie boodskap ook 'n impak hê op ons huwelike, ons kinders se huwelike, op selfs op die van ons wat nog gaan trou. Ook die huwelike waarmee ons in aanraking kom. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. En vir ons saam lees uit die woord van die Here. Vanoggend gaan ons dit lees uit die 53 vertaling. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En die Here God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy uit die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat
en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. Ons gaan op hierdie hele gedeelte fokus vanoggend, veral hierdie woorde in vers 24. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Ons tema vanoggend is God se droom vir die huwelik, 'n preek vir almal. Nou hoekom sê ons so duidelik 'n preek vir almal? Want ek was so 'n bietjie bang geweest as mense voor die tyd sien dis 'n preek oor die huwelik, dan gaan almal wat dalk nie getroud is nie kom vanoggend nie. En tog, al is jy nog nie getroud nie, gaan jy dalk eendag trou. Of jou kinders gaan dalk trou of is getroud. Of dalk gaan die Here vriende of iemand anders te oor jou pad stuur, waar die Here ook graag jou Bybelse perspektief op die huwelik ook aan hulle wil laat oordra. En daarom hoop ek jy sal met my oortuig dat 'n preek oor die huwelik is eintlik 'n preek vir ons almal. Nou soos julle weet, hierdie meeste mense, veral voor hulle trou, het hulle baie mooi drome oor die huwelik. Ongelukkig word hierdie drome oor ons huwelik nie altyd waar nie. Te dikwels dan eindig mooi drome oor die huwelik in nagmerries. En daarvan is die hoë egskeidingssyfer in Suid-Afrika en reg oor die wêreld 'n hartseer getuienis. Maar nou moet ons besef, net soos wat mense mooi drome oor hulle huwelik het, so het God ook 'n droom vir die huwelik. Hy gee vir ons hierdie duidelike prentjie in die Bybel, hierdie droom van hoe 'n wonderlike huwelik kan lyk. Ongelukkig het baie mense geen idee wat God se droom vir die huwelik is nie. En ander mense het dalk wel so 'n idee, maar hulle beleef dit nie in hulle eie huwelik nie. So kom ons ontdek weer vandag God se droom vir die huwelik. Nou lees ons in Genesis 1 hoe God by die hoogtepunt van sy skepping kom, naamlik die mens. Anderste as enige dier wat hy geskep het, skep hy uiteindelik mense as sy beeld, as sy verteenwoordigers op hierdie aarde. Hy skep man en vrou. En daarna seën God man en vrou, en hulle kry die opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder en ook om te heers oor God se skepping. Wat sien ons? Ons sien man en vrou word aangestel as onderkonings of as bestuurders oor hierdie aarde om God se skepping te bewerk en ook om God se skepping op te pas. Wat moet jy al net hieruit sien oor God se droom vir die huwelik? Ek hoop jy sien saam met my dat God die huwelik skep tussen man en vrou. Dit gebeur nie maar toevallig nie. Dit is nie maar net hormone nie. Dit is nie maar net diere-instinkte nie. Nee, God het ons anderste as die diere gemaak, as sy beeld. Man en vrou. En ons sien klaar hier uit 'n plan om man en vrou saam te bring in die huwelik. En as ons nou in Genesis 2 verder inzoom, dan sien ons iets van die rede hoekom God die huwelik ook geskep het en ook 'n meer besonderhede hoe dit gebeur het. In Genesis 2 vers 15 sien ons dat Adam die taak kry om die tuin van Eden te bewerk en ook om die skepping op te pas. En dan lees ons hier vanaf vers 18 hoe God al die diere na Adam toe gebring het en hoe dit sy taak was om vir al die diere name te gee. En nou sien Adam al hierdie wonderlike diere wat na hom toe kom en hy gee vir hulle name. En baie van die diere kom sekerlik ook in pare daaraan.
En dis dan dat Adam besef, maar hy het nie so 'n maat nie. Hy het nie 'n metgesel nie. Iemand wat by hom pas, 'n helper nie. Adam kom agter, hy's alleen. En omdat dit nie goed is dat die mens alleen is nie, God sê dit self hier in sy woord, daarom besluit God om vir Adam 'n helper te maak. Iemand wat by hom pas. Met ander woorde ook beeld van God. Iemand wat sy gelyke is. Dink julle dit was toevallig dat God aanvanklik nie vir Eva gemaak het nie? Ek dink nie dis toevallig nie. Ek glo God wou hê Adam moes agterkom. Hy het hierdie gap in sy lewe. Hy moes agterkom, maar ek het 'n helper regtig nodig, iemand wat by my pas. En as God besluit om vir Adam 'n helper te maak, dan is hierdie helper nie 'n minderwaardige woord nie. Ons moet hier glad nie die idee kry van 'n slaafie nie. Nee, die Hebreëse woord wat God hier vir helper gebruik, is dieselfde woord wat hy vir homself gebruik, as hy homself ons helper noem in die Psalms. Die Here gee dus vir Adam iemand wat hom in alles kan ondersteun. Hy kry 'n wonderlike steunpilaar. En nou lees ons verder in Genesis 2 vers 21 tot 22 dat God 'n diep slaap oor Adam gebring het en dat God uit Adam se ribbebeen toe vir Eva kunstig gemaak het. En dan lees ons dat God haar na Adam toe gebring het. Dink 'n bietjie mooi wat hier gebeur. God bring vir Eva na Adam toe as sy groot geskenk aan Adam. Dis manne wat partykeer so oor ons vrouens sla. Wie was die grootste geskenk wat God vir jou kan gee na jou verlossing? As hy jou vrou na jou toe bring. Dink jy aan jou vrou as hierdie wonderlike geskenk van God aan jou? En behandel jy haar ook as God se groot geskenk aan jou? As jy haar gaan begin sien as God se groot geskenk aan jou en haar ook gaan begin behandel as God se geskenk aan jou, dan gaan sy ook op maniere teenoor jou begin optree waarvan jy nie droom. En as God so vir Eva na Adam toe bring, dan lees ons in vers 23 Adam se reaksie. Hy roep uit, dis nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem. Ek dink julle sal met my saamstem. Dis nou nie asof Adam hier uit sy slaap wakker word en gaap. So, dit was 'n lekker middagslaapie. O, haai, wie's jy nie? Nee. Hierdie is die eerste poesie wat ons in die Bybel kry. Adam se voete is onder hom uit. Hy is amazed oor hierdie pragtige vrou wat hier langs hom staan, sy metgesel, en hy kan nie help nie, as hy haar sien begin hy dig. Wow, kyk hoe lyk sy. En sy is so totaal anderste as enige van die diere wat hy nou al gesien het. Sy is gemaak na God se beeld. Verteenwoordiger van God. Sy gelyke. En sy moet hom kom help om saam met Adam oor die skepping te heers, met ander woorde, om saam met hom onderkoningin te wees oor God se skepping. En anderste as al die diere wat hy al gesien het, het sy soveel verstand. En sy kan beplan en bestuur, en sy kan God ken, ensovoorts. Hy sê, dankie Here, nou is daar ook 'n perfekte maat vir my. Iemand wat regtig ook by my pas. Dis waaroor hierdie gedig van hom gaan. En wat is God se droom met man en vrou as hy hulle so na mekaar toe lei? Ons lees dit in die volgende vers 24. Dis God se droom. Hy sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Nou hierdie vers
En dis ook ons fokusvers vanoggend, is regtig die sleutelvers in die Bybel as dit oor die huwelik gaan. Die profeet Maleagi verwys terug na hierdie vers as hy oor die huwelik praat, Maleagi 2. Ons Here Jesus verwys telkens terug na hierdie vers in die evangelies as hy oor die huwelik praat. Paulus, op 'n hele paar plekke in sy briewe as hy met die gelowiges oor die huwelik praat, dan kom hy terug na Genesis 2 vers 24. Nou as ons na God se droom vir die huwelik in hierdie vers kyk, dan sal ons sien, daar is 3 begrippe wat baie duidelik uitstaan, is verlaat, en aandleef, en eenheid. Eerstens moet die man, en natuurlik ook die vrou, hulle ouers verlaat. En dit beteken gewoon emosionele en ook 'n finansiële onafhanklikheid van ouers. Hulle bly steeds jou ouers, daar is steeds baie respek, jy is steeds baie lief vir hulle, maar die verhouding verander. As hierdie verlaatproses nie behoorlik gebeur nie, dan kan dit ongelukkig baie keer tot probleme in die huwelik lei. Want as jy nog van jou ouers finansiëel afhanklik is, en hulle moet gereeld kom bydra aan julle begroting, dan voel hulle baie keer, hulle kan ook nog 'n bietjie van 'n insaag gee. Soos die Engelse sê, dan is daar nog so 'n bietjie strings attached. Dan kan ook manipulasie uitvolg. Of as jy nog aan mekaar met jou emosionele probleme na jou maat toe hardloop, en nie na jou huweliksmaat nie, dan is jou hart nog nie werklik vry om regtig te connect met jou maat se hart nie. So ouers, as jou kinders ook na jou toe kom met hulle emosionele probleme, probeer dat hulle dit sover as moontlik self oplos. Of as jou kinders nog aan mekaar gehelp moet word met geld, dink bietjie mooi hoe jy help en met watter bedrag jy help. Ons moet nie hulle soveel help dat hulle uiteindelik van ons afhanklik bly nie. Baie van ons ouer mense wat vanoggend hier sit sal onthou hoe julle ook maar in die begin van julle huwelik soms gesukkel het om die pot aan die kook te hou. Maar die saam sukkel, die saam sakke sout opeet, saam planne maak, het julle ook gevorm. Baie keer ook nader aan mekaar gebring. En ons moet nie dit van ons kinders ontneem nie. Tweedens sien ons in God se droom dat man en vrou mekaar sal aandleef. Nou hierdie is nogal 'n sterk woord in die oorspronklike taal. Jy kan maar hier dink aan die heel sterkste gom wat jy daar by Maika of by Builders kan gaan koop. As jy met daardie gom iets aan mekaar vasplak, dan sit dit so vas, jy kry dit nooit weer los nie. Dis God se droom. Dat man en vrou met die sterkste moontlike gom aan mekaar vasgeplak word. Niks met hulle kan skei nie. Daar moet 'n baie sterk binding plaasvind. Geestelik word julle saamgebind, emosioneel word julle saamgebind en ook liggaamlik word julle saamgebind op alle vlakke. En die logiese gevolg van hierdie feit dat julle nou vasgeplak is dat jou huweliksmaat nou prioriteit in jou lewe behoort te wees. Naas jou prioriteit wat jy vir die Here gee, word jou huweliksmaat nou die tweede grootste prioriteit in jou lewe. Hoor mooi, nie jou werk nie jou sport of jou hobbies nie, selfs nie eers jou kinders nie. Jou huweliksmaat. Julle twee is nou 'n span. Jou loyaliteit lê nou by jou huweliksmaat. En vandat man en vrou saamgebind word, is dit vanselfsprekend steeds meer ons en steeds minder ek en jy. Nie meer ek doen my ding en jy doen jou ding nie. Nie meer ek neem my besluite en jy neem jou besluite nie. Nie meer net my manier en my tyd en my opinie nie. Nee, as ons aan mekaar vasgeplak is, dan is dit al hoe meer ons begroting. Dis ons twee se besluite. Dis ons planne, dis ook ons uitdagings saam. Derdens is God se droom vir die huwelik
dat man en vrou een sal wees. En hierdie is nie net liggaamlike eenheid nie, dis eenheid op alle vlakke. Ook geestelike eenheid. Nou ek glo baie van julle het al hierdie prentjie van die driehoek gesien, met God aan die bopunt en man en vrou aan die onderste 2 punte, en al wat dit maar net wil sê is, hoe nader man en vrou aan God beweeg, hoe nader beweeg man en vrou ook aan mekaar, en man en vrou baie naby aan God is ook man en vrou baie naby aan mekaar. Jy sien, dis waar eenheid in ons huwelike begin. Dit begin by 'n lewende verhouding met die Here. En daarom is dit so belangrik dat huwelikspaartjies ook saam moet Bybel lees. Saam moet bid vir mekaar. Saam moet praat oor die Here. Hoor mooi. Die beste ding wat jy vir jou huwelik kan doen, is om in 'n lewende verhouding met ons Here elke dag te leef. Die eenheid wat God vir ons huwelike beplan is ook een van siel. En met ons siel bedoel ons verstand en ons wil en ons emosies. God se ontwerp is dat man en vrou beste vriende sal wees. God wil hê ons moet saam pret hê. Ons moet mekaar geniet. Regtig met mekaar gesels. Saam lekker dinge doen, ook vir mekaar lag partykeer. Saam in dieselfde rigting trek. En derdens is hierdie een vlees wat God beplan, natuurlik ook fisiese eenheid. God wil hê dat man en vrou binne in die huwelik passionate lovers moet wees, as ek nou maar die Engels kan gebruik. En dit leer die Bybel ook vir ons op baie plekke. Gaan lees maar Hooglied. Hoor mooi. Gesonde seksuele lewe is baie belangrik vir gesonde huwelik. En as dit daar verkeerd loop, dan loop dit dikwels vinnig verkeerd ook in 'n huwelik. Een keer toe ek by 'n troue ook oor hierdie gedeelte gepreek het, toe sê 'n man so hardop toe hy by die kerk uitstap vir sy vrou, jy het mooi gehoor wat die dominee sê. Sê jy met jou kant bring. So, wat beteken hierdie eenheid vir ons prakties? Dit beteken doeteenvoudig, jy moet tyd maak om met jou huweliksmaat geestelik een te wees. Jy moet ook tyd maak om emosioneel een te kan wees, beste vriende te kan wees. En jy moet tyd maak vir gesonde liggaamlike eenheid. Ons moenie dat ons huwelike maar net in hierdie patroon verval, dat ons nog saam is, maar elkeen gaan maar sy eie gang nie. Jy weet, daar's mense wat vir 10, 15 jaar in die huwelik so aankarring. Voor ander lyk hulle nog een, maar intussen is hulle lankal nie meer een nie. Nou as jy dit volhou, dan bou die frustrasievlakke net op. En daar's 'n rede hoekom baie huwelike opbreek as die kinders eers uit die huis uit is. Of dat een van die partye met 'n affair begin. Dis omdat hulle lankal nie meer een is nie. Onthou dit, dis die Here se droom. Dis eenheid. En dan is daar ook nog 'n beloning as ons huwelike ingerig word volgens God se droom. Ons lees dit in vers 25. Daar staan: en hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. En hier gaan dit nie net oor fisiese openheid voor mekaar sonder skaamte nie. In 'n gesonde huwelik moet ons ook geestelik en emosioneel oop wees vir mekaar. Dat die ander een ook tot diep binne in ons kan kyk. Sonder fronte. Sonder pretensies. Dink net hoe wonderlik is dit, jy staan voor die persoon, julle kyk mekaar regtig in die oë, jy hou geen fronte voor nie, die persoon sien jou goed en jou sleg, selfs jou aaklige dele, en die persoon sê nogtans vir jou, ek is vir jou lief, soos jy is, en ek aanvaar jou soos jy is. Dis intimiteit. En dit bring die wonderlike gevoel van veiligheid in my huwelik, daardie gevoel of daardie
weet maar my maat gaan regtig altyd by my wees, tot die dood ons skei. Hierdie is God se droom, vir elke huwelik. Amen. Jy kan hierdie gebedskyfie gebruik, vir jou eie huwelik, vir jou kinders se huwelik, elke ander huwelik waar jy dalk weet, daar is probleme. Here, laat U droom vir ons huwelik, al hoe meer in ons huwelike 'n werklikheid word. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons bid vanoggend vir almal wat nog soek en smag na die regte lewensmaat. Here, U weet, daar's baie onder ons. Here, ons bid dat U die regte persoon ook op die regte tyd oor ons pad sal stuur. Ons vertrou U wil, Here, en ons wag op U. Here, en dan wil ons vanoggend ook kom saam bid vir almal wat seer gekry het in 'n huwelik. Here, nie weet hoe seer dit kan wees. En hoe mense hele lewe uit mekaar uit kan spat en hoe seer dit ook vir die kinders is. Ons pleit, Here, dat U ook genesing van daardie seer sal bring. En dat ons as 'n gemeente ook sulke mense in liefde sal ondersteun. Here, en U sê vir ons in die woord, dis nie goed as ons alleen is nie. Ons het almal 'n helper nodig, 'n metgesel, iemand wat by ons pas. Here, en ons dankie dat U die huwelik ingestel het, juis om ook in hierdie behoefte van ons te voorsien. Here, ons dankie dat U vir soveel van ons ook geseën het met die geskenk van 'n huweliksmaat. Here, help ons ook om nooit ons verwondering vir mekaar en ons waardering vir mekaar en ons respek vir mekaar te verloor nie. Here, help ons ook om emosioneel en finansiëel onafhanklik van ons ouers te raak in ons huwelike, om waarlik mekaar aan te kleef en om een te wees, een op geestelike vlak, een op emosionele vlak, vriendskapvlak en ook liggaamlik een te wees. Here, help ons ook om ons huweliksmaat prioriteit te maak en om oop en eerlik in alle opsigte ook vir mekaar te kan wees, sonder dat ons bang hoef te wees of skaam hoef te wees of fronte voor te hou. Here, laat ons mekaar ook lief hê ten spyte van ons foute en ons gebrokenheid. Here, seën ons huwelike, ons kinders se huwelike, vriende se huwelike. Help ons om regtig getrou aan mekaar te wees. Getrou ook te bly aan die beloftes wat ons voor U gemaak het. Here, bewaar ons ook van al die verleidings en die versoekings wat daar is. En U weet ook hoe word ons huwelike aangeval. Here, laat ons huwelike ook, die huwelike in hierdie gemeente, regtige getuienis wees in die wêreld daar buite. Laat dit iets wys ook van U liefde, wat U vir ons het, U kerk. Amen. Ons staan hier, orkes kan vorentoe kom, en dan gaan ons hierdie volgende lied sing oor God se liefde, wat ons ook dring om mekaar lief te hê. Mag dit ook so wees, regtig in al die huwelike waarmee ons te doen het.
Die Here stuur jou vandag hier uit met sy wonderlike seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.